Goeienaand broers en susters, ek groet julle weer in ons wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is weer 'n wonderlike voorreg dat ons in die huis van die Here kan saamkom en onder die woord van die Here kom en dat ons sy krag kan ontvang, dat ons sy Heilige Gees kan ontvang, waar hy in ons midde kan kom, waar hy ons kan seën met sy woord en ons is so dankbaar dat ons 'n lewende God aanbid, 'n God wat ons harte en ons behoeftes ken vanaand en maak nie saak wat ons deurgaan nie. Hy's altyd daar om ons te help, om ons op te lig en ons wil vanaand net 'n klein boodskapie bring na ons broers en susters toe om julle bietjie te help, waar ons bietjie wil gesels oor volmaakte geloof, waar ons wil sien dat as 'n mens die geloof van God het in jou, hoe kan jy oorwinning kry in vandag se tyd waar die duiwel soos 'n brullende leeu gaan en hy wil net vernietig wat voor hom kom. Maar ons weet dat ons Here Jesus vir ons oorwinning gegee het. En ons kan oorwinning hê vanaand in elke situasie wat jy deurgaan op 'n daaglikse basis of by die werk, by die huis, wat ook al finansiëel, geestelik, liggaamlik, as ons die woorde van God in ons harte het en die geloof om die woord te laat beweeg, kan ons soveel oorwinning kry en ons wil net vanaand hierdie wonderlike boodskap vir julle bring, en net in die eenvoudigheid. Ons glo in die eenvoudigheid van die woord van God. Ons wil dit nie kompliseerd maak nie. Ons wil dit net eenvoudig bring dat 'n mens kan besef dat God, ons Here Jesus, dieselfde gister, vandag en altyd is en dat hy nog steeds vanaand in 2025 dat hy nog steeds genesing gee. Ons weet dat dis 'n Bybelse opdrag waar ons weet ons kan die volle evangelie bring en dit sluit genesing in. En die woord van God het soveel krag, as ons so kan glo en so vol van sy gees is, en ons gaan uit, ons kan dink aan Petrus en Johannes, toe hulle by die tempelpoort van die skone hek aangekom het, en hulle daai man gesien wat daar gelê het, wat nie kon loop nie. Jy weet, toe gaan hulle soontoe, en hulle sê, jy weet, silwer en goud het ons nie, maar wat ons het, gee ons dit vir jou in die naam van Jesus Christus. En daar het hulle so 'n wonderwerk verrig, dat ewen die teestanders kon niks gesê het nie, want toe hy in hulle midde staan, toe weet hulle dat hierdie man verlam was, en dat hier het God hom opgewek, hier het God hom gesond gemaak. En ons is so dankbaar om te weet dat God ek is. Hy is nie ek was nie, maar hy is ek is. En hy is altyd teenwoordig, hy is die hele tyd hier by ons. En ons kan so dankbaar wees dat hy ek is. En dat ons kan op staat maak, dat hy nog steeds kan genees. Hy kan die dooies opwek, hy kan enigiets doen, as ons net kan glo. En so wil ons vanaand net na ons skriflesing toe gaan, wat in Markus 11 vers 22 is, en ons wil 'n belangrike skrif lees, waar die skrif vir ons sê, in vers 22 sê dit, Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. So hier wys Jesus Christus vir ons, dat ons moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. So ons kan sien hierdie wonderlike skrif wat die Here vir ons hierso sê, dat ons kan vir hierdie berg sê, jy weet, hy moet homself verwerp, en as jy nie twyfel nie, sal dit gebeur. Maar kom ons lees aan, het sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Broers en susters, ons kan enigiets in God se naam vra, en ons sal dit kry, maar ons moet glo in God. Maar kyk hierdie ekstra skrif wat die Here vir ons hierso sê, wat so belangrik is, wat ons moet beklemtoning vat, en sien wat hy vir ons hierso sê, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortreding mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortreding nie vergewe nie. So ons sien hier is 'n belangrike ding wat ons, na hierdie volmaakte geloof wat ons na wil gaan, moet ons sien dat wanneer ons staan en bid, moet ons vergeef.
So dit is 'n belangrike ding wat ons nou wil kyk, maar ons gaan na verskillende aspekte kyk om hierdie volmaakte geloof te kry, dat ons kan oorwinning hê in ons lewens, en in hierdie Satan se Eden wat ons so in bly in vandag se tyd, waar sy duiwels net oral te gaan om die kinders van die Here te pla, maar ons weet, ons is in beproewing nou, partykeer het ons maar probleme, maar God, ons Here Jesus Christus, sal vir ons oorwinning gee. So as ons net ons oë kan sluit vir 'n oomblik en dat ons die Here net kan uitnooi om by ons te wees en dat hy net hierdie diens sal seën in sy naam. O dierbare hemelse Vader, Here Jesus, ons nooi U uit vanaand om op die toneel te kom, Here. Ons kom nie om mekaar te sien nie, maar ons kom om U woord te verhef, Here. U is die Alfa en Omega, U is die begin en die einde, Here. U was al in die begin, U woord was met U, U woord was in vlees gevorm en gemanifesteer, Here, en U is vanaand hierso in ons midde, Here, want U sê waar 2 of 3 vergader in my naam, dis waar ek sal wees. En so wil ons U uitnooi vanaand, Here, om U kinders te seën, dat U woord sal gaan in krag, en dat U woord sal genesing bring, en salvation sal bring, Here, dat U daai salwing sal gee, Here, dat ons kan besef, dat ons genees kan word, Here, dat ons sal besef, Here, dat die woord van God krag het, en dat ons oorwinning kan hê in elke situasie wat ons onsself kan inkry, Here. Maar ons weet, ons is hierso vir beproewing, Here, om te wys, en die woorde te reflekteer en te manifesteer in hierdie dag wat ons in lewe, Here. So bid ons en vra ons, Here, dat U hierdie klein diens sal vat, Here, en ons die woorde van lewe sal spreek, en dat U kinders se harte sal aanraak, dat U hartsnare sal aanraak, Here Jesus, en dat ons 'n geseënde tyd in U sal hê, Here. Ons bid waar ook al die kinders van die Here hierdie diens sal luister in hulle karre, by die huis, by die werk, waar ook al hulle mag wees, Here, dat dit 'n seëning vir hulle sal wees, en dat hulle die Here sal aanroep. Want Here Jesus, ons weet dat U oralste is waar ons is, Here, en dat U ons sal help in hierdie tyd van nood, wanneer ons genesing nodig het, wanneer ons saligheid nodig het, wanneer ons oorwinning nodig het, is U altyd daar om ons te help. So plaas ons nou hierdie diens in U hande, Here, en ons vra dat U kinders sal seën in Jesus Christus se naam. Amen en amen. So broers en susters, soos ek gesê het, jy weet, wil ons vanaand hierdie klein boodskapie bring van volmaakte geloof, maar ons sien nou, hierdie geloof is gebaseer op vergifnis, en dit is 'n ding wat partykeer broers en susters hulle self inkry, waar hulle nie wil vergewe nie. Jy weet waar, wat ek al baie voorheen gesê het, die duiwel sal 'n duikpak aantrek, en hy sal in die see van vergete, daai sondes wat die Here klaar vergewe het, sal hy gaan uithaal, en hy sal dit opbring, en ewen self sal ons partykeer ons eie duikpak aantrek, en daai sondes gaan uithaal, en dit vashou, en ons moet besop om dit nie te doen nie, broers en susters. God het ons vergewe, hy het alles skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus, en so moet ons mekaar ook kan vergewe, en dat dit onder die bloed kan sit. Maak nie saak of jy reg is, of jou broer reg is, of jy verkeerd is, of hy verkeerd is nie, ons moet dit altyd voor die Here lê en dit net vergewe, want ons moet mekaar beskerm. Nie soos Kain wat sy broer vermoor het, toe hy teenstryd met hom gehad het nie, want ons is daar om mekaar se hande vas te hou, want ons weet ons lewe in 'n moeilike tyd, dis nie altyd maklik nie, ons het baie keer ons probleme wat opduik in situasies en trials en goeters wat ons moet deurkom, maar ons is daar om vir mekaar te lewe, want ons weet ewige lewe is om vir mekaar te lewe. En ek dink 'n groot begeerte in ons hart is, ons wil sien die regte apostoliese tye, wanneer ons gesien het hoe die kinders van die Here, hoe hulle beweeg het met die woord van God, en hoe hulle uitgegaan in die krag van die Here gemanifesteer het. En ek dink ons almal het 'n hongerte en 'n dorsheid om daai kragte te sien, te manifesteer, en met 'n volmaakte geloof kan ons dit doen. Maar as ons nie vergewe nie, gaan ons sukkel om dit te doen, broers en susters, want ons weet dat ons lewe vir mekaar, ewen die Here het nie vir homself gekom nie, hy het vir ons gekom, hy het vir ons gesterwe, hy het vir ons gelewe, en hy het vir die kinders gesond gemaak, en hulle verlossing gegee,
En so in die boek van die prins van die huis van Dawid het ons 'n storie daar gesien. As jy daai boek het, dan kan jy gaan lees waar hy die weduwee se seun van Naan gesond gemaak het. En dit sê in daai boek hy het op 'n rots gaan sit en hy het 'n kopseer gehad. En hy het ons swakhede gedra en ons is so dankbaar vanaand, broers en susters, dat ons weet dat hy ons middelaar, ons hoëpriester is. Want hy het ons siekte, hy het siekte gehad, hy het versoekings gehad, hy het probleme gehad, hy het verwarring gehad, net soos wat ons het. Want hy's 'n deelgenoot, want hy moes as daai mens afgekom het om deur daai goeters te gaan, sodat ons weet dat wanneer ons siek is, dat ons na ons hoëpriester kan uitroep, dan weet hy hoe voel dit om vanaand, as jy siek is, weet hy hoe voel dit om siek te wees, want ons weet dat hy ons hoëpriester is. En broers en susters, ek wil sê dat ons glo elke skrif, elke bietjie van hierdie woord, glo ons. En dis waar ons hulp vandaan kry, is in die woord van God. Maak nie saak wat die kritiek sê, jy weet dat die woorde van God is nie waar nie, of hulle twyfel hierdie of daar, of sê byvoorbeeld die kritiek sal sê, jy weet toe die Here gesê het, hulle moet daai twee van sy disippels, gaan haal vir my daai donkie, daai vul, gaan haal hom op daardie plek, dan sal die kritiek sê, maar die Here het dit vooraf geweet en hy het dit so beplan. Maar honderde jare voor het 'n profeet al met 'n visioen, het hy dit al klaar geprofeteer, om te wys dat dit tot vervulling moet kom. En so is die Here in beheer van al ons lewens. Hy ken die begin van die einde af en die einde van die begin af. Hy weet deur wat elke situasie wat jy gaan. Die kritiek kan dalk sê, toe die Here die 5000 mense kos gegee het, maar die brode was groter in daardie tyd. Maar as hy mooi lees in die woorde van die Here, was dit net 'n seentjie se maaltyd, se middagete. Hoe gaan jy een so groot brood vir duisende mense gee? Jy kan nie. So dit hang af hoe jy die woord van God lees en dit implementeer, want anders kan jy van die pad af duister. Maar ons weet dat God se woord verander nie. Dit bly dieselfde. Hy is dieselfde gister, vandag en altyd. En hy sal ons altyd help. So nou hierdie volmaakte geloof wat ons vanaand van praat, ons weet dat jy word gered deur geloof. En geloof is iets wat jy moet glo, dis daar, dat eintlik niks anders sal dit verklaar as geloof nie. So ons weet dat dit onmoontlik is om God te behaag sonder geloof. En dit is so belangrik. Jy weet, partykeer wil ons mense behaag, ons wil dalk die pastoor behaag, ons wil ons vriende behaag, ons wil ons vrou behaag, of ons kinders, of familie, of wie ook al dit mag wees. Maar die grootste ding, broers en susters, wat ek vanaand vir julle wil sê, is ons moet God behaag. Want jy gaan een van die dae gaan, jy moet voor God se troon moet staan, en jy gaan rekenskap moet sê, maar wat het ek met die woord van God gedoen? Wat het ek met my lewe gedoen, toe die Here vir my soveel jaar op hierdie aarde, wat hy vir jou goedgekeur het, sê 30 jaar, 40 jaar, 100 jaar, of wat ook al dit mag wees, maar wat het ek met God se woord gedoen, om hom te behaag met geloof? En ons weet dat enigiets met wat ons in tye verklaar, is nie meer geloof nie. Dis 'n wetenskaplike feit, dis nie meer geloof nie. Maar jy moet hom, God, aanvaar met geloof. En hy wat na God kom, moet glo, en geloof kom deur die gehoor met die woord van God. Jy moet eers glo, dit is God se woord, en jy moet na God kom deur sy woord. Neem die woord, wat dit sê, dis reg, alles anderste is teenstrydig daarmee, is nie reg nie. Jy moet altyd glo dat dit God se woord is, en hoe jy hoor, hoe sterker kan jy jou geloof raak in God se woord. Soos Abraham se belofte, toe die Here na hom toe kom, en hy was 75 jaar oud, en hy gee vir hom 'n belofte, dat hy sy saad gaan vermeerder, en hy gaan hom so groot nasie maak, maar hier is hy 75, hy's klaar ou man, maar hy het nie getwyfel aan God se belofte nie. Hy het geglo en hy het gegaan en hy het dit aanvaar en hy het dit gelewe. En sy getuienis het sterker en sterker geraak soos hy aangaan, want hy sou dalk na die dokter toe gegaan het en hy het gesê, maar Sarah, is sy al pregnant? Die dokter sal dalk gesê, nee, sy is nog nie, prys die Here. Hy gaan dalk die volgende maand gaan hy weer, en hy gaan weer, en hy gaan weer, maak nie saak hoe lank dit gevat het nie. En hier weet ons van Abraham het dit 25 jaar gevat,
maar dit het hom nie laat twyfel nie. Hy het God se belofte gehad, hy het geglo, hy het dit ontvang en hy het dit gelewe. Dit was 'n onfeilbare geloof wat hy in God se belofte gehad het. En so moet ons ook in God se beloftes glo, dat hy nog steeds dieselfde gister en vandag en altyd is. En nog 'n skrif waar ek vinnig wil toe net na verwys is in Hebreërs hoofstuk 11, en dit is so 'n mooi hoofstuk. As jy vanaand by die huis het, of wanneer jy tyd het, kan jy die hele hoofstuk van Hebreërs 11 lees, en dan kan jy sien van die ou karakters in die Bybel met die geloof wat hulle gehad het, en die oorwinning wat hulle gehad het in hulle situasies en omstandighede. Maar ons wil net die eerste 3 verse lees waar het sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, die bewys van dinge wat ons nie sien nie. Want deur dit het die oues goedkeuring ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is, sodat wat ons gesien word, nie uit die dinge wat sigbaar ontstaan het nie. So ons kan sien, dis 'n vaste vertroue. Hierdie geloof is 'n vaste vertroue. Dis nie iets wat jy verbeel nie. Dis nie 'n verbeelding nie. Dis iets waar daar 'n werklike substansie is. So ewen die wêreld wat ons het, is geskep deur God, deur geloof. So ewen as die kritiek sê, hy glo nie eens aan God nie, die hele aarde wat hy oploop, is deur God geskep. Is uit niks uit, waar die Here gespreek het. En soos wat ons altyd teruggaan na sintuie toe, en waar sintuie vir ons goeders identifiseer, waar ek kan sê, waar hierdie Bybel 'n stuk papier, ek kan voel, dis 'n papier. Ek kan sien, daar's 'n lig. My oë kan sien dat dit lig is, en identifiseer dat dit 'n lig is. Ek kan hoor dat iemand dalk skree, en kan ek dit met gehoor, kan ek dit hoor. Of ek kan hoor musiek speel. Jy weet, as iemand musiek speel, of as jy iets eet, waar jy dit kan proe. So daardie simptome, of sintuie, identifiseer verskillende goeders vir jou. As jy dalk in 'n motor ry, of jy 'n stem hoor, of in die kerk sit, of wat ook al. En so moet geloof kom deur gehoor, en die gehoor deur die woord van God. Dit plaas jou terug na waar jou geloof, dan nie van 'n individu is nie van net 'n mens nie net van 'n organisasie nie, ook nie 'n groep mense nie. Dit is God, want is God se woord. Jou geloof is in God. En geloof kom deur gehoor van die woord van God. En soos ons weet, die woorde van die Here sê, laat elke mens se woord alleen wees en myne waar. So, maak nie saak wat mense vir jou sê, en hoe geïnspireerd hulle kan wees, waar hulle sekere dinge sê, wat teenstrydig teen God se woord is nie, laat hulle woorde alleen wees, en weet dat God se woord die waarheid is. En ons kan sien, jy weet, partykeer kan mense sien waar 'n sekere werk of 'n daad gedoen is, waar 'n persoon 'n belofte van God ontvang het, en sê, en hy het sy genesing ontvang, en sê, maar ek kan dit ook doen, en jy probeer dit op dieselfde manier, en dan werk dit dalk nie. Maar die probleem is, broers en susters, daar moet 'n substansie wees. Daar moet iets wees waar jy weet, dat God die waarheid is, dat God lewe, sy woord is waar, en dat ek kan strewe na daardie hoogheid wat hy wil hê ek moet wees, in die volmaakte geloof, om te sê, wat ook al sy woord sê, ek kan doen, kan gebeur. En partykeer het ons net 'n potensiale geloof, waar jy vir my kind dalk sê, ek soek 'n eikeboom, en ek gee dan vir jou 'n akker. In 'n manier het jy dalk al klaar 'n akkerboom, maar jy moet hom eers laat die saad moet groei tot dit 'n groot boom is. So die potensiaal is daar. So maar wanneer dit geopenbaar aan jou is, wanneer jy groei in daai fase, dat die woord van God geopenbaar kan in jou word, dat jy volmaakte geloof, dan weet jy sal nooit kan val nie. En maak nie saak wat teenstrydig teen God se woord is nie. As jy nie die woord kan glo nie, gaan jy sukkel om geloof daarin te hê. 'n Mens moet altyd terugkeer na die woord van God toe. Nie na wat iemand sê, of sy doktrine, of sy stans, wat hy dink 'n idee, of 'n droom, of 'n visioen, wat dalk teenstrydig is teen God se woord nie. Nee, jy moet altyd terugkom na die wonderlike woord van die Here toe. Want dit is wanneer God daai substansie wat binne in jou is, daai geloof, dis wat hy kan dit binne in jou anker. En wanneer God dit eenmaal anker in jou, dan is daar niks wat jou sal laat beweeg nie.
broers en susters. Want partykeer pik jy net, jy reik uit, jy veronderstel. En ons weet veronderstel beteken om sonder gesag te waag. En jy probeer net, en jy probeer dit, of jy gaan hier na toe, of daar na toe, en jy hardloop hierdie kant toe, of jy hardloop daardie kant toe. Nee, hê geloof in God se woord. En dan sal jy nie val nie. 'n Onfeilbare geloof. Want ons weet dat die kerk moet op 'n so stadium kom, waar dit die krag van God so manifesteer. En ons weet dat ons in die einde lewe, broers en susters, ons kan nie sien die tye om ons lewe in die eindtye, en ons moet hierdie skyngeloof moet ons uitdryf, ons moet na iets kom wat werkliks is, dis iets wat jy moet weet, dis soos ons pastoor 'n wonderlike diens, sy vorige diens wat hy gegee het, en hy verduidelik hierdie situasie waar hy verduidelik van die kind wat kan swem, en hy vertel sy pa, nee, hy kan swem, en hy vat hom na 'n watergat toe, 'n vlak watergat toe, en daar's modder, en hy jump daar in daai watergat, en hy wys, nee, hy kan swem. Maar die ding is, broers en susters, dit lyk dalk of jy kan swem, en dat jy lyk of jy geloof het. Maar as iemand jou moet in die see, in die diepte van die see ingooi, of in die middel van 'n dam, dan moet jy weet wat jy weet, en jy moet nie twyfel nie. Want dan moet jy weet dat jy kan swem. Want hoe weet 'n mens dit? As jy my kan vra, maar hoe weet jy dit is lig? My oë kan sien dat dit lig is. Ek weet dat my sig dit identifiseer as lig. En so weet ons dat God mens gebruik, en net mens alleen. Hy gebruik nie masjinerie nie, hy gebruik nie groep mense nie, hy gebruik nie organisasies nie. God gebruik individue. En ons is die vrugte, soos wat ons die wynstok is, en net soos wat die lood van die vrugte voortbring, wat in die wynstok is, so moet ons voortbring, broers en susters, met 'n volmaakte geloof. Maar daardie geloof moet 'n substansie wees, daardeur waar jy verstaan, word al hierdie dinge wat ons doen, dit is nie 'n verbeelding nie, dit is 'n substansie in God se woord, dit is 'n volmaakte geloof. En waar ons vanaand praat oor hierdie volmaakte geloof, weet ons dat dit nie 'n verbeelding is nie. Dis nie iets wat jy opwerk, waar mense jou opwerk met sang en jou bymekaar kry en jou dink jy dit om jou op te werk tot daai stadium? Nee, dis iets wat geanker is in jou siel. Want as jy hierdie einste volmaakte geloof is, en wanneer daar 'n pastoor of 'n evangelis die mense roep in 'n gebedsry, kan jy so baie geloof hê, dat jy nie eens in daai gebedsry hoef in te gaan nie. Want jy weet waar jy staan met God, en met God se belofte. Nie dat 'n gebedsry verkeerd is nie, want ons weet, die skrif praat daarvan. Maar as jy weet dat jy 'n hemp aangetrek het, en ek het die hemp aan, en is geïdentifiseer, jy weet waar jy staan. Want die Bybel sê, roep die ouderlinge, laat hulle my met olie salf, en ek bid daaroor. Ek weet, ek sal opgaan. Maar, wel, ek gaan genees word, sien jy, maak jouself, as jy nie dophou nie, gaan jy jouself net opwerk. Dan wanneer hy deurgaan en sê, ek sien ek steeds nie, sien daar was hy, en dan het jy nie geloof gehad nie. Ons moet weet dat daardie volmaakte geloof, as jy daai substansie is, ons kan kyk na daardie vrou wat die bloedvloeiing gehad het. Sy het gegaan en sy geweet, as ek net Jesus se soemkant van sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En dit het gebeur soos wat sy geglo het. En dit het ewen die Here soos dit het van hom 'n krag laat verbygaan, waar hy sê, wie het aan my aangeraak? Want hy het gevoel dat sy energie van hom uitgelaat, want hierdie vrou het soveel geloof gehad, dat sy geweet het, as ek net daardie kleed kon aanraak, hierdie volmaakte geloof, sal my gesond maak. En so wil ek vir jou sê, broers en susters, ons moet strewe na daardie volmaakte geloof, nie net 'n gewone geloof nie, maar 'n volmaakte een, waar ons weet, dat die Here vir ons die krag gegee het, die mag gegee het, om enigiets te doen wat in sy woord vir ons verklaar. Ons kan sien met die disciples, hulle het nie die volmaakte geloof gehad in die begin nie. Hulle het met Christus rondgeloop, gewandel, hulle het gesien hoe hy gepreek het, hulle het gesien hoe hy gesond gemaak het, maar ons sien waar die moeilikheid gekom het met hierdie volmaakte geloof sonder die Heilige Gees, sien ons waar daardie pa sy epileptiese kind gebring het. En hy het hulle gebring na die disciples toe, dat hulle moet gesond maak.
En hierdie vader het Jesus kom en hom vir hom gesê, ek het my seun na u disippels gebring en hulle kon hom nie genees nie. En Jesus het vir hulle gesê, waarom kon julle hom nie genees nie? En Jesus sê, vanweë die gebrek aan geloof van julle ongeloof. So ons kan sien dat ons met ons ongeloof, dat ons die woord van God nie sal kan manifesteer nie. En hoe gaan ons by daai volmaakte geloof kom? Ons het die Heilige Gees nodig, want ons weet dat die Here vir hulle die mag gegee het om die siekes te genees, die dooies op te wek, om duiwels uit te dryf, net 'n paar dae voor dit. En dit moet ons ook as 'n gemeente help, en as die bruid daar buite, en ons verskillende broers en susters se gemeentes daar buite, dat ons kan besef, die Heilige Gees het vir ons die krag gegee. Ons het die geloof nodig om God se woord te beweeg. Dit geneem geloof om dit te beweeg, broers en susters. Dit is net soos as jy 'n patroon in 'n geweer sit. In daardie patroon, daai koelse doppie, is daar 'n patroon en daar's poeier en daar moet 'n vuur wees wat hom laat kan skiet, dat die patroon kan uitgaan. Maar as daar nie poeier in is nie, en die geweer kan nie kolf, laat hy slat, laat hy moet skiet nie, hoe gaan hy beweeg? Dit gaan nie. En so 'n volmaakte geloof om die krag van die Heilige Gees aan te steek, moet ons weet, ons het die Heilige Gees nodig om dit aan die brand te steek. En ons sien, broers en susters, ons kan sien in die Ou Testament, toe Joshua, toe hy in daardie sekere geveg was teen die vyand. Jy weet, waar hy daai volmaakte geloof gehad het, as ons nou moet dink, as hy nou na die ouderlinge toe moes gegaan het en sê, broers en susters, ons moet nou eers bid, ons sukkel met die vyand, maar ons moet die son laat stil staan. Hy het nie gevra om te gebid nie, hy het dit net gespreek, want hy weet dat hy in nood was, en hy saam met die Here in die diens van die Here, en die Here het hom gestuur om die werk te doen, en hy het die beste gedoen wat hy kan, en die vyand moet hy verwerp, en toe sê hy vir daai son, staan stil, en die maan sê, hang net daar, amen, want hy het geweet waar hy is, en wat die krag in hom, daai volmaakte geloof. Hy moes nie gewonder en vir sy broers gevra het nie, hy het geweet, hy kan net spreek. En dit is wat geloof kan doen, broers en susters. As ons dit nou moet inwerk en sê, maar draai die wêreld nie om sy eie wentelbaan en staan die son nie eintlik stil, of draai die son, gaan 'n mens vat wat die woord van God sê, of gaan 'n mens sê wat die wetenskaplik is, gaan ons 'n ongelowige wees? Nee, 'n mens hoef nie die meganika te verstaan nie. Ons moet net verstaan dat ons 'n groot God aanbid, wat die onmoontlike kan doen. Dat hy die son kan stilstaan. Hy kan 'n dag 24 uur langer maak as wat hy wil, want hy is die skepper. Dit is so wonderlik om te weet dat ons so 'n wonderlike God kan aanbid, wat die onmoontlikste kan doen. Hy kan skep wat hy wil, en hy kan jou gebruik om dit te spreek, want hy gebruik sy kinders. Amen. So ons kan nou sien dat die Here vir hulle mag gegee het. Hy het vir hulle mag gegee vir sy disippels om die duiwels uit te dryf. Maar ons moet daai geloof hê, ons moet die geloof in God se woord hê. En ons kan sien van Jesus self, toe hy op die aarde was, hy het gesê, hy het geloof gehad met sy mag. Hoe het hy? Hy het gesê, ek kan niks myself doen nie. Hoekom? Hy het staat gemaak op wat hy was. Hy het vertrou in die wete dat hy die woord was. En hy het geloof in God gehad, wat hom die woord gemaak het. Hy was God die woord, en hulle was in hom, en dit het hom geloof gegee, omdat hy sy posisie verstaan het. Dit is so 'n belangrike ding, broers en susters, dat ons moet besef vanaand wie ons regtig is. As broers en susters van die lewende God. Ons is nie net mense wat hier geplaas is op in die aarde, om net huise te bou, en karre te koop, en werk toe te gaan. Nee, ons is kinders van die lewende God. Die Here het vir ons priesters en konings gemaak van sy koninkryk. Ons gaan saam met hom wandel vir ewig en ewig. En hy het geweet wat hy was, want die skrif het gesê hy was dit. En hier het elke skrif ingeskakel om te bewys dat hy presies was wat die skrif gesê het hy sou wees. En hy het geweet wat hy was. En so moet ons vanaand staat maak as gelowiges in God,
wat ons gemaak het. Maar die probleem, broers en susters, is soos in Johannes hoofstuk 3 vers 20 wat sê, want as ons hart ons veroordeel, God is groter as ons hart en weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid teenoor God. So die probleem, broers en susters, partykeer is dit ons hart wat ons veroordeel, dat ons nie die volmaakte geloof het om oorwinning in ons lewens te hê nie. Want daar's sekere dinge wat op ons hart is, wat verkeerd is, en wat ons los, en ons maak dit nie reg nie. Ons moet nie God verbitter en in versoeking stel, soos wat die kinders van Israel was in die woestyn nie. Nee, ons moet nie ons hart verhard nie. Ons hart moet ons nie veroordeel nie. Nee, ons moet gelowig wees. Ons moet God enigiets kan vra en weet, wat ook al ons vra, het ons die vrymoedigheid, ons het die vertroue wat as ons om iets vra, is hy daar om ons te help. Want hy het gesê, die geloof wat hy gesê het is, die geloof wat die woord sê van ons. En dit is die enigste ding wat jy moet doen, is om geloof te hê wat jy is. Hê geloof wat die woord sê jy is, broers en susters. Daardie woord van God, wat hy gesê het wat hy is. Want die skrif het van hom gepraat, en ewen soos wat Dawid in die psalms, en die profete, en almal wat van hom gepraat het, dat hy die brood van die lewe van God uit die hemel kom. Amen, hy is daardie boom van die lewe uit die tuin van Eden, en hy is al hierdie dinge, hy is die Alfa en Omega. Hy is al hierdie wonderlike dinge. En hy het daardie volmaakte geloof gehad, hy was die gesalfde Messias, hy het die gees van God op hom gehad, en hy het gesê, nou ek is myself kan niks doen niks nie, maar dis my geloof in God, en God was in hom, die woord het gemanifesteer, en wanneer die woord van God in jou inkom, word dit gemanifesteer, want jy is 'n gelowige, en 'n gelowige is die geloof van God, wat in jou beweeg. En ons weet, omdat hy geweet het wie hy was, sonder enige twyfel het hy geweet, dat hy die seun van God is. Hy het dit geweet, die woord geïdentifiseer. Die skrif sê self ook, ek kan niks, as ek die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. Maar as ek nie daardie werke doen nie, moet my nie glo nie. Maar as ek dit doen, glo dan die werke, want hulle is die gemanifesteerde woord wat beloof is. So ons kan sien, die Here hy het hierdie werke gemanifesteer, wat vir hom geskryf is, dat hy dit moes doen. Want wie kan my van die sonde veroordeel? Niemand kon dit doen nie. In ander woorde, wie kan my wys dat my lewe en my werke nie presies vervul wat die Messias behoort te doen het nie? Wie kon 'n vinger op God gewys het, dat jy nie die skrif vervul het nie? Nee, hy het alles vervul. Soos toe hulle, daai twee disippels, Kleopas en na Emmaus toe geloop het, en toe die Here daarso saam met hulle gewandel, hy daar opgekom op hulle pad en met hulle begin gesels, en hy het hulle verduidelik van Moses en van die profete, dat die skrifte moes vervul gewees het, dat hy moes gelei het, en hy moes deur al hierdie dinge gegaan het, om te wys wie hy is, dat die woord hom gemanifesteer het, en geïdentifiseer het, en so moet die woorde van God ook met ons identifiseer, want hy het gesê, die werke wat ek doen, sal julle ook dit doen. Waar plaas dit ons, broers en susters? 'n klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle, want ek sal met julle wees, selfs in julle. So ons moet die Heilige Gees ontvang, en in die krag wat God gegee het, dat ons dit kan beweeg deur die geloof van Jesus Christus. Maar as ons identifikasie van 'n skrif Christen, hierdie woorde het Jesus gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Soos ons weet dat Matteus of Markus 16 is nog steeds 2000 jaar was dit gegee as 'n kommissie vir die gemeente, vir die kerk, vir die disippels. Dit is tot in vandag toe nog steeds tot vervulling, dat hierdie tekens moet ons volg, dat ons die siekes, dat ons hande kan oplê, ons kan duiwels uitdryf, ons kan slange optel, maak nie saak, ons kan gifgoeders drink. Dit is nog steeds tot vandag toe, broers en susters, waar ons gelowig is, en ons kan in die woord van God ingaan, en dit manifesteer. Want as ons onsself as 'n Christen moet identifiseer as Christene van oudtyd, waar ons gesien het waar Petrus net geloop het, en sy skade het net op die mense geval, en hulle het gesond gemaak. Wat 'n soort Christen was Petrus, dat dit
dat hy so werke kon gedoen het. Maar as die Here dieselfde gister en vandag en altyd is, broers en susters, wil ek vir julle sê, dit kan vandag ook gedoen word. As ons 'n volmaakte geloof het. Soos Paulus gesê het, ek was 'n gevangene vir die woord van God en die wil van God. Hy het gebeweeg waar die Here hom gewys het om te beweeg. Hy het gedoen en gespreek wat die Here vir hom gesê het. En ek bid en vra dat die Here ons sal help, dat ons gevangene van Jesus Christus sal wees vanaand, dat ons lewens so in lyn sal wees met die woorde van die Here, dat ons sy woord sal manifesteer met die geloof, met 'n volmaakte geloof. Want hy sê, as 'n man my lief het, hou my gebod. En as hy sê, hy het my lief en onderhou nie my gebooie nie, is hy 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Broers en susters, ons het die Here lief. En so glo ek ook vanaand dat elke broer en suster, en waar ook al julle mag wees, dat jy die Here lief het, hou sy gebooie, hou sy woord, het geloof in sy woord. Want ons weet, soos as jy na 'n dokter toe moet gaan, sal 'n dokter vir jou vertroue neem in sy medisyne, wat hy vir jou sê, jy het hierdie siekte of daai siekte, en hy probeer jou sê, dat hierdie medisyne jou gaan help. En so die medisyne vir die kinders van die Here, is die woord van God. Want dit sal vir jou genesing bring. En as die Bybel so gesê het, maak dit reg, dit handel dit ewelig af. Want die Bybel het so gesê, want dit is die waarheid. As julle my bly en my woord in julle, soos Johannes 15, julle bly in my en my woord bly in julle, dan vra wat julle wil. Wat 'n belofte, broers en susters, vra wat julle wil. Partykeer sit ons met sulke goeters op ons harte, jou hart groei hare, want jy sukkel om daai goeters vergifnis te vra, jy sukkel om dit weg in die see van vergeetnis in te plaas, dat die Here jou kan vergewe, of jy sukkel om jou broer te vergewe, want jy sukkel om geloof in God se woord te hê. Maar ek wil vir jou sê, as jy in hom bly en sy woord is in julle, dan weet julle wie julle is. Vra wat julle wil en dit sal vir julle gegee word. Niks is onmoontlik vir God se woord nie. Want dan kan jy in daai gebedsry inloop en weet, ek is 'n Christen. Daar's geen veroordeling nie. Ek weet dat my hart my nie veroordeel nie. Iets wat my dan vanaand die einde van my lyding sal wees. Dan kan jy dit plaas voor die voete van die Here, want daardie volmaakte geloof sal gemanifesteer word en geïdentifiseer word met die substansie wat in jou is, broers en susters, dat jy daardie geloof kan laat beweeg en dat jy jou genesing kan ontvang. Want jy kan dalk so siek wees dat die dokter vir jou sê dat jy het kanker en dat jy dalk net soveel paar dae het om te lewe. Met daardie volmaakte geloof kan jy vir hom kyk in sy gesig en vir hom lag. Want hy kyk dalk na 'n masjien en sê vir jou, dit is wat met jou gaan gebeur. Maar ons kyk nie na masjiene toe nie, maar ons kyk na die belofte wat die Here vir ons geplaas het. Ons kyk met daardie egte geloof, daardie volmaakte geloof in die belofte van die Here in sy woord, en dat hy ons genees. Van daardie so erg siekte soos kanker kan genees, maar dit moet 'n substansie in jou hart wees. Want broers en susters, ek wil vir julle sê, die woorde van God is so belangrik en is so die waarheid dat jy jou lewe daar so kan opplaas. Ons kan sien in die Ou Testament met verskillende profete waar hulle visioene gehad het en goeters wat hulle deurgegaan het. Ons kan 'n voorbeeld van profeet Elia, waar hy op daardie berg Karmel gestaan het en hy het al die ander profete van Israel, van koning Agab, uitgedaag, dat die God wat hierdie sacrifice sal laat brand, hierdie offer sal brand, is God. En hy het hulle gespot en hy het vir hulle gelag en grappies gemaak oor hulle gode van Baal en goeters, en hulle kon nie dat daardie offer laat brand nie. Maar die Here het vir hom gewys in 'n visioen, jy weet wat gaan gebeur, en hy het vir hulle ewen gesê, hulle kan water op daai offerhande sit, en hy het uitgeroep na die Here toe, en die Here het dit verbrand, en bewys voor Israel, jy weet dat daar 'n God is, en dat hy saam sy profeet is. En so kan ons sien in verskillende profete met visioene waar die Here vir hulle gewys het, en ek meen, ewen in vandag se tyd, as die Here vir 'n profeet moet wys, dat hy 'n president sal wees wat oorlede is, kom ons sê byvoorbeeld Nelson Mandela, dat hy na sy graf toe moet gaan en hy gaan hom opwek, kan hy al die nuus
mense uitnooi, hy kan die hele wêreld uitnooi. Want as die Here vir my visioen gegee het, sal dit gebeur. Maar as 'n visioen so sterk is, waar ons weet dit kan gebeur, as dit teenstrydig is teen God se woord, wil ek vir jou sê, plaas die visioen eenkant en hou God se woord. Want God se woord kan nie homself weerspreek nie. Dis sy eie woord. En jy kan jou hele lewe plaas op God se woord, want God sê dit is beter om op sy woord te staan as om in die hemel te staan. Want die hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie. So ons weet dat God se woord kan nie homself weerspreek nie. En ons weet dat hierdie geloof, hierdie volmaakte geloof, sê die Here, as jy vir hierdie berg sê, word verskuif en twyfel nie, maar glo in wat jy gesê het, dan sal jy hê wat jy gesê het. Ons kan sien in vandag, in Suid-Afrika het ons verskriklike mooi berge. As jy Mpumalanga se kant toe gaan en God's Window en al daai plekke gaan sien, is verskriklike mooi berge, of jy gaan na Durban toe, sien jy al daai verskillende berge wat daar is, of jy gaan na die Kaap toe en jy sien Tafelberg. Broers en susters, 'n volmaakte geloof sal vir daardie berg sê, staan op en laat jy verskuif word in die see of waar ook al. En as jy dit nie twyfel nie, sal dit gebeur. Herken jou posisie in die skrif as 'n gelowige. Sien, jy moet jou posisie herken. En as jy jou posisie herken het, kan jy enigiets vra. Want die Here sê, maar glo in wat jy gesê het, dan sal jy hê wat jy gesê het. Maar ons moet glo, broers en susters, maar ons moet vra dat die Here ons moet help, dat ons nie ongeloof moet hê nie, dat ons moet vergewe, dat ons hart ons nie sal veroordeel nie. Maar ons bid en vra dat die Here ons sal help, wat ook al op ons harte is, as daar iets verkeerd is, dat ons dit kan regmaak. Want as daai probleem op jou hart is, maak nie saak as jy in daai gebedsry kom, na jou pastoor of na evangelis of wie ook al vir jou bid nie, hulle kan liters of olie op jou plaas, daar gaan niks gebeur nie. Want daardie ding is op jou hart, wat jou veroordeel. Want hoe gaan jy geloof kry, om genesing te kry, om die oorwinning te hê, as daardie ding op jou hart is? Soos Job het gesê, waar hy gevrees het, en wat hy gevrees het, dit het werklik gebeur. Wat het dit gebring? Sy vrees, dit wat laat gebeur, sy geloof sou hom daarvan weerhou het, maar sy vrees het hom gebring, dit vir hom gebring, hy was bang dit gaan gebeur, en dit het gebeur. En so as jy vrees vir jou siekte, as jy die Here vra om jou te help en jou genees, as jy die vrees het, dat daardie siekte daar gaan dit daar bly, broers en susters. Maar ons wil vir jou sê, jy geloof in die genesing, in God se woord, moenie vrees nie, moenie vrees wat mense aan jou kan doen nie, moenie vrees wat die duiwel vir jou kan doen nie, maar hou op God se woord. Toe Petrus op daardie boot is, en die Here, waar die disippels op die boot was, en hulle was in daai storm, en hulle sien of dit soos 'n gees op die waters is, en hulle roep toe uit na die Here, en Petrus sê vir die Here, jy weet, as dit U is, laat ek op die water kom. En die Here het vir hom gesê, kom aan, kom, klim uit daai boot uit. En jy weet, dis dieselfde soos Jakobus 5:14 en Markus 16. Hy sê, kom aan, jy kan dit doen. Maar jy sien, die probleem is, wanneer daai storm en daai groot golwe wat ons so sien, en golwe wat groter as geboue is, en ons sien daai storm en daai wind en alles wat so beweeg. Toe Petrus na die Here kyk, kon hy toe op die water loop. Maar sodra hy om hom gekyk het en hy na die simptome en die omstandighede begin kyk, het hy gevrees en toe begin hy sink. En so, broers en susters, wil ek sê dat jy 'n volmaakte geloof, kyk na die Here toe. Hou jou oë op hom en hy sal vir jou die oorwinning gee. Jy sal wen met hom. Hy sal jou daai genesing gee. Hy sal daai verlossing vir jou gee van die probleem van wat jy dalk het, of die struikelblok wat in jou lewe is, finansiëel of geestelik of liggaamlik of wat ook al jy mag deurgaan. Hou jou oë op Jesus Christus. Maak nie saak hoe groot die golwe om jou is nie. Maak nie saak hoe groot die omstandighede is nie. Glo in Jesus Christus. Want die wonderlike ding is,
daardie geloof, daai volmaakte geloof, maak jou partykeer 'n oddball, waar jy net anders te dink, want jy dink in die onmoontlikste. Toe die Here self hierso was met daai volmaakte geloof, ewen sy disippels het hom nie eers altyd verstaan nie. Hy sê, hoekom praat jy in raaisels? Maar ons staan op God se woord, soos Abraham en Sarah, toe God daai belofte vir hulle gee, dat hulle 'n kind gaan hê, in hulle eie liggaam het hulle nie eers geag nie. Jy weet, in die doodsheid van Sarah se skoot, hulle het dit nie eers geag nie, maar hulle het geweet in God se belofte, dat hy vir hulle 'n kind sal gee. En broers en susters, ek wil vir julle sê, 'n man wat deur geloof lewe en deur geloof wandel, ek bedoel 'n vaste geloof, wat geïsoleer is van die hele wêreld en word 'n nuwe skepsel in Christus. Nou kom jy in daardie fase waar jy bruidsmateriaal is, waar jy reg is vir die wegraping toestand, want dis elke individu wat wandel in hierdie wêreld met God alleen. Dis jy word gedoop in daardie koninkryk en daar's niemand daar binne behalwe jy en God nie. En al die opdragte wat God vir jou sê jy moet uitvoer, sal jy uitvoer. Want dit is 'n volmaaktheid wat nie kan val nie. Wat die Here vir jou sê doen, sal jy doen. Jy sal luister, jy sal loop in sy voetspore. En ons sal nie val nie, maak nie saak wat nie. En broers en susters, ek wil vir julle vanaand ook net bevestig, daardie volmaakte geloof is 'n meester van alle omstandighede. Maak nie saak wie probeer doen of wat sê nie. Dit sal elke omstandighede begeer of bemeester, as jy daardie geloof wat jy sal, want God sal alles uitwerk, hy het alles onder die knie klaargebring. Ek weet nie hoe hy dit sal gaan doen nie, maar hy sal dit in elke geval doen, sien, hy bemeester alle omstandighede. Jy moet net glo, jy moet net vra, en jy moet net spreek en voortgaan. En ons weet ook, hierdie geloof moet saam met liefde gaan, want jy kan nie geloof hê en sê jy liefde het nie, want jou geloof is in God, wie die einste wese van liefde is. Geloof en liefde werk saam. Soos 'n man en 'n jong man en 'n jong vrou, en waar hulle verlief raak op mekaar en hulle leer mekaar ken, begin hulle hart soos een klop. En ons sien daardie liefde tussen hulle bind mekaar. En as jy daardie een persoon in die syde moet sit en jy vat die ander en die vrou dalk na die noorde toe en jy skei hulle, sal hulle harte nog steeds soos een klop. Maak nie saak hoe ver jy hulle skei nie. Hulle is net so getrou aan mekaar, want hulle kan wees omdat hulle mekaar lief het. En as jy die Here lief het en net die hel probeer ontduik, maar jy het die Here lief, dan het jy geloof in God as jy hom lief het. So die liefde en die geloof moet saamgaan. En broers en susters, ons was sondaars, ons was vervreemd sonder God in die wêreld. Ons was daar in daai vuil modder. Jy weet waar God het na ons toe gekom. God het ons gesoek. Ons het God nooit gesoek nie. Niemand kan na my toe kom tensy die Vader hom eers te trek nie. God het neergedaal in daardie gemors wat jy was en hy het jou gesoek en uitgebring. Dit behoort 'n volmaakte liefde te skep. Want egte liefde sal vertroue in sy woord skep. Dis soos daardie suster, daai gekleurde suster, het gesê in haar getuienis, ek is nie wat ek behoort te wees nie. Ek is nie wat ek wil wees nie, maar ek is nie wat ek was nie. En so broers en susters, dis 'n stap, 'n individual stap wat jy met God het. Jy weet, ons is nie maar wat ons was meer nie, maar ons is dalk nie waar ons moet wees nie, maar God stap met ons. Ons is in God se ekonomie, en niemand kan doen met sy liefde. Hy het jou geroep vir 'n sekere doel en 'n sekere rede wat jy in hierdie tyd moet lewe vir hom. En ek wil jou aanraai, broers en susters, voor ons nou gaan sluit, die aand gaan sluit in sy naam, wil ek vir jou sê, jy's 'n Christen. Jy het 'n reg op enige verloste seëning waarvoor Jesus vir jou gesterf het. Dis alles joune. Daar is alreeds daarvoor betaal. Jy moet dit net glo. Moenie dit verbeel nie, maar glo dit. En weet dat dit joune. Jy kan dit besit. En dis oorwinnende geloof. Ja. En ons sien dat Jesus God behaag het in sy lewe en wat hy gedoen het.
En is reeds getuig, die skrif sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Hoor hom, dis my geliefde seun in wie ek welbehae het om in te woon. Op die dag van sy doop, ek is bly om die woonplek hier binne te maak. Daar's geen veroordeling vir hom nie. So ons kan sien dat Jesus God so behaag het. En so wil ek vir jou aanraai, broers en susters, dat jy God moet behaag in alles wat jy doen. Sodat jy kan soos Josua kan sê, dat die son moet stil staan, dat die maan net daar moet hang, dat jy soos Moses kan sê en spreek soos wat hy die plaag gespreek het, dat jy jou goeders wat jy sukkel in jou lewe, dat jy kan dit spreek om oorwinning te kan kry. En jy kan vir daardie berg sê, hy moet verskuif, en nie twyfel nie, nie in jou hart nie, en wat jy gesê het, sal gebeur. Jy kan dit kry, en dit plaas jou terug in God se woord. Want dit is, hierdie dinge is nie afgeroomde melk nie, broers en susters, dit plaas jou terug. En partykeer gaan dit dalk bietjie bo oor ons koppe, en dat ons dit dalk nie verstaan nie, maar ek bid en vra dat die Here dit sal anker in jou siel, dat hierdie ware egte geloof, dat jy dit sal snap, en dat jy sal oorwinning kry in jou lewe en in die situasies wat jy is, in die omstandighede wat jy deurgaan op 'n daaglikse basis, dat jy hierdie volmaakte geloof sal manifesteer in jou lewe, en dat jy vir die wêreld sal wys, dat Jesus Christus leef in vandag se tyd. So kom ons sluit ons oë en ons vra dat die Here ons sal seën en sal met ons wees met die res van die week. O dierbare hemelse Vader, Here Jesus, ons wil net dankie sê, Here. Dankie vir 'n volmaakte geloof, Here. Dankie dat ons vir mekaar kan vergewe, soos wat U ons vergewe het, Here. Ons bid en vra, Here, dat ons enigiets op ons harte het wat ons veroordeel. Ons wil nie ons harte verhard nie, Here. Ons wil dit versag en ons wil vra, Here, dat U ons sal vergewe vir enigiets wat ons mag gedoen het, gesê het, gedink het, probeer het. As ons enigiets dalk verkeerd gedoen het met ons broers of susters, enigiets dalk verkeerd gesê het, Here, vra ons dat U ons sal vergewe, dat ons nie mag veroordeel word op ons harte nie, maar dat ons kan met vrymoedigheid na U toe kan kom, en weet, Here, wat ook al ons mag vra, dat dit sal gebeur. As daardie berg voor ons staan, dat ons hom kan sê dat hy homself moet verwyder, en ons weet, Here, wat ook al ons vra in U naam, dat dit sal gebeur. So bid ek en vra ek, Here, dat hierdie boodskap U kinders sal aanraak, Here, en dat U hulle sal help in die situasies, in die omstandighede wat hulle is, Here, dat daar 'n volmaakte geloof in hulle sal anker, Here. Dat dit nie oor hulle koppe sal gaan nie, maar dat hulle die openbaring sal vind, wat God se woord regtig kan doen in 'n mens se lewe, en wat se oorwinning dit kan gee, as ons net op U woord kan staan. So bid ek, Here, dat U ons sal seën, almal van ons, met 'n volmaakte geloof, Here. Ons wil kom in daardie bruidsmateriaal wat U vir ons gesê het ons moet wees, Here, dat ons kan gereed wees vir 'n wegraping toestand, dat hierdie lewens dat hierdie liggame kan verander word in 'n liggaam wat nie kan doodgaan nie, Here. Maar ons het daardie volmaakte geloof nodig. En so vra ek, Here Jesus, dat U ons almal sal help, dat U ons sal vergewe, dat U ons sal genees, dat ons, wat ook al siekte wat die duiwel probeer op ons plaas, dat ons dit sal teruggee, en dat ons dit nie sal aanvaar nie, maar dat ons met daardie volmaakte geloof die duiwel sal weerstaan, want ons het gesien, Here Jesus, toe U self teenstryd gehad het met die duiwel, Here, het U hom altyd net die woord gegee, die woord sê so, die woord sê so, en so wil ons terugkeer na U woord toe, Here, want ons weet dat U woord ons sal oorwinning gee. Dankie, Vader, ons is lief U, ons prys U en ons dien U, en ons vra, Here Jesus, dat U met ons sal wees met die res van die week, Here, en dat ons op U woord sal nadink, en net sal wonder, waar moet ons wees, dat ons net in onsself sal kyk, wat se geloof moet ek hê, wat moet ek in my lewe verander, om daardie geloof te hê, om elke duiwel oorwinning sal hê, dat ons voete op daai duiwel se kop kan plaas, en dit kan afkap, Here. Dankie, Here Jesus, dat ons in 'n lewende God kan aanbid, en kan glo,
en dat U wonderwerke nog steeds kan verrig in ons dag, Here. Ons is lief vir U en ons vra al hierdie dinge in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen. Dankie broers en susters. Ek bid dat die Here julle ryklik sal seën tot 'n volgende keer en ons weet dat ons in God se woord kan glo en vertrou en hy sal vir ons daardie volmaakte geloof gee. Ons vra dat die Here julle ryklik sal seën in Jesus Christus se naam. Amen.